Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens en ook 'n wonderlike nagmaaldiens en ook 'n spesiale diens, 'n diens wat ons ook op 'n ander wyse vandag ook hou. 'n Wyse waar ons ook fees vier en waar ons die Here ook dank vir 100 jaar se bestaan. Geliefdes, vandag is vir my of in 'n sekere sin die hoogtepunt. Dit is vir my soveel meer eintlik as wat al die gesprekke en goed gisteraand plaasgevind het, want vandag sit ons saam om een tafel. Hier sit ons saam om ook weer daardie kosbare teken te beleef, te sien, te ervaar wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis. En ook so dit aan mekaar te gee, te deel en in die tafel van die Here herinner te word hoe kosbaar ons kerk, ons gemeente vir ons is. En dan so ook vanoggend die besondere voorreg dat ek ook saam 'n kollega, maar ook 'n voormalige predikant die erediens mag lei, waar hy ook vir ons vanoggend as ouderling gaan voorlees. En hoe kosbaar is dit nie? Dankie Frikkie, dat jy ook vanoggend hier is om dit te doen. So geliefdes, soos altyd wil ons vanoggend net eers begin deur om aan die te dink wat swaar kry. Tannie Marie Helberg is nou nie op die lys hier nie, maar ons is bewus dat sy ook nou baie seer het en ons weet dat sy ook maar swaar kry. So ons bid vir Tannie Marie. Is Tannie Marie hier vanoggend? Ek sien nou nie vanoggend hier nie, maar Tannie Marie, ons dink aan jou en bid ook vir jou in hierdie baie moeilike tyd. Dan geliefdes ook familie, vriende van hom Charlie, Elana Leverage, as ek reg as ek dit sê. Ons bid ook vir haar en ons dink ook aan haar deur sy het 'n groot prosedure gegaan en ook is dit met die brein waarom sy swaar kry. Ons bid vir haar en dink aan haar. Ook vir Adel Supra, ons bid steeds vir haar. Sy is nou al vir 'n lang tyd bid ons vir haar. Maar wat 'n wonderlike seën geliefdes dat gister was Adel hier in die kerk. Dit was vir haar moeilik, maar sy was hier en dit is vir ons so kosbaar dat sy ook in die koue hier was en so, ons is so dankbaar daarvoor. Dan geliefdes, oom Kobus Smoek, kan julle glo, oom Kobus Smoek is ook vanoggend in die kerk, hoe wonderlik is dit? Oom Kobus, ons bid ook vir oom en ons bly bid vir oom, dankie dat oom ook vanoggend hier is. Vir Sonja Slebush, ons bid ook vir haar, vir Margarita Els, vir Norman en Tannie Rina Best, ons bid ook vir hulle en dan natuurlik ook vir Richard Henry. Kom ons raak stil vanoggend geliefdes voor die Here. En dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, ons nader U in afhanklikheid. En vra Here dat U ook die sal optel wat swaar kry, wat seer het, wat siek is en wat ly. Bære tog diep in hulle hart, Here, die hoop wat daar in U is. Die hoop van die erfenis wat U vir ons kom gee het. Die hoop vir die ewige lewe en Here, die hoop vir 'n nuwe lewe. As ons hierdie dinge bid, Here, dan kyk ons na al hierdie name wat ons vanoggend genoem het en kom tot die diepe besef dat sonder U is ons niks. Maar ons is bewus dat ons is maar soos kleipotte wat maklik breek, o Heer. Die krag wat alles oortref, kom van U af. Ons bid, Here, dat U hierdie geliefdes krag sal gee, dat U hulle sal opbou, en dat U ook so in vanoggend se diens ook herstel sal bring. Ons bid ook hier vir genesing, Heer. Maar ons bid hierdie dinge nie om U voor te sê nie, maar alleen, Here, omdat daar niemand is om te vra nie. Wie beter, wie anders as die skepper van die hemel en aarde, die een wat ons noem verlosser en Heer, ons saligmaker. Ons vra U, omdat ons U nodig het. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons groet vanoggend die Here met blydskap en met vreugde. Kom ons groet hom met lied 478, vers 1 en vers 2 op vaste fondamente.
Broers en susters, so sê die Here Jesus, ons verlosser en redder, wat vir die mense onmoontlik is vir God moontlik. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus, ons verlosser en redder, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees vir 100 jaar ons al lei. Amen. Geliefdes, die Here het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord dan nou hierop met 'n lofsang. Lied 454, die eerste 2 strofes. Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. U wat heel die skepping onderhou. U gee son en reën, ons ontvang U seën. Heel die skepping wentel om U trou. Eerste en tweede strofe. Susters en broers, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. Een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, met jou hart, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Wanneer ons na die wet van God luister, hoor ons ook dat ons liefdeloos leef teenoor God en teenoor ander mense. Laat ons dan nou ons skuld bely met die woorde van Vonk 1:7-5 strofes 1 en 2. Net soos ek is, met my sonde so groot. Die eerste 2 strofes. Net soos ek is, met my sonde so groot, kom ek na U, my verlosser in nood. Daar aan die kruis red U my van die dood. O Lam van God, ek kom.
is so elendig en blind, dikwels tog ook nog so wêreldgesin. By U alleen is daar redding te vind, o Lam van God, ek weet. Susters en broers, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof dan nou opnuut met blydskap en God bely. Kom ons doen belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo 'n ewige lewe. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sy sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Ons kan net uit dankbaarheid juig oor ons verlossing. Die Here het nou vir ons opnuut weer nuwe sin en betekenis vir ons lewens kom gee. Laat ons dan nou sing van ons heerlike toekoms. Vonklied 2:5-4. God is hier en ons, sy kinders. God is hier en ons, sy kinders, en
Geliefdes, terwyl ons dan so voor die Here is en ons onsself dan ook voorberei om na sy woord te luister en dit te ontvang, kom ons raak stil voor die Here. Kom ons bid saam. Heilige Here en Skepper God, U het so bestem om ons kinders van God te maak. Deur Here Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en aan U regterhand kom sit het. Ons word die bewus daarvan, Heer, dat sonder U is ons niks. Maar U gee vir ons lewe sin en betekenis. U gee vir ons hoop, Here, en oorweldig ons met U goedheid. Here, vandag kom bring ons U alle eer. Ons verheerlik U naam. Want vir 100 jaar het U hierdie gemeente onderhou. Ja, daar was baie mense hier betrokke, broers en susters, en ons het baie hard al hier gewerk. Ons het dit nog altyd, Here, om U wil gedoen. Deur hierdie eeu was daar leraars, predikante, kerkraad, ouderlinge, diakens en nog baie meer, wat toegewyd in U kerk gewerk het. Maar die een wat bo alles en bo almal die eer verdien, is dit U, o Heer. Here Jesus Christus, U is die hoof van hierdie liggaam. U het nog altyd hier voorgegaan. Ons is maar net nederig hier, om gehoorsaam te luister na dit wat U van ons vra. Vanoggend, Heer, kom ons weer na U tafel toe. Ons kom na U tafel toe om U te aanbid. Ons kom na U tafel toe om te onthou, om weer eens tot U nagedagtenis bewus te word van die brood en die wyn, U liggaam en U bloed. Ons weet, Heer, dat dit vir ons baie hoop inhou, omdat hierdie brood en wyn, die liggaam en die bloed, ook so vir ons die tekens is, wat ons wys na die verlossing wat ons in U het. U het ons hierheen geroep, o Heer. Spreek nou tot U dienaars. Praat tog vanoggend met U kinders. Ons luister met 'n oop gemoed, met 'n hart van afhanklikheid. Amen. Het lyk my nou soos meeste mense in ons gemeente, ek dink baie mense het my nou al gebel, ek begin nou ook verkoue kry. So verskoon maar die heesheid in my stem vanoggend. Broers en susters, ons skriflesing vanoggend kom uit die woorde van Efesiërs 1. Ons lees vanaf vers 15 tot en met vers 23. Ek hoop wanneer u hierdie gedeelte hoor, dat u ook hier in Paulus se woorde baie sal kan
sien wat hy ook vir die gemeente in Kolossense geskryf het. Ek dink hy het ook 'n baie soortgelyke bedoeling met baie van wat hy hier sê. En so, as ons dan terugdink aan gister en wat ons ook met ons pragtige nuwe kanselkleed hier voor ons sien, dat ons in hierdie gemeente wil erken en bely dat Christus hier alles is en in almal is, dan glo ek dat vanoggend se teksgedeelte sal ook ons help, sal ons lei en ook vir ons dit sigbaar maak. Wat dit beteken om kerk te wees en 'n gelowige in hierdie tyd. En hoe ons ook so dan in die kerk van die Here ook in hierdie wêreld ingaan en ook so die toekoms ook ingaan. Kom ons lees dan vanoggend, geliefdes, Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot 23. Dit lees vir ons soos volg: Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al te sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van sy kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend, geliefdes. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek het eens op tyd 'n vriend gehad wat vir baie lank in sy lewe net normaal, soos meeste van ons, sonder 'n bril geleef het. Dit was nie vir ons vreemd nie. Toe hy egter in die hoërskool kom, later in sy lewe, het ons agtergekom dat, jy weet, iets is anders aan hom. Hy het begin om 'n bril te dra. Vir meeste van sy lewe kon hy normaal aangaan, maar hy het nooit besef nie. Maar sy oë was eintlik swak. Sy ma en sy pa het dit nie geweet nie, totdat hulle eendag net besef het, hy sien nie die wêreld soos hulle nie. Daarom, toe hy 'n bril vir die eerste keer aansit, sê hy dan vir ons, nou sien ek vir die eerste keer dinge wat ek nooit gesien het nie. Sy oë het oopgegaan vir soveel meer. Ek dink, geliefdes, as mens ook soortgelyk kan dink aan ons kerk,
soortgelyk kan dink aan dit wat ons hier by die woordverkondiging ook doen, dan is dit om ons oë ook weer oop te maak, dat ons ook alweer 'n tipe van 'n bril aansit wat die dinge sal verhelder wat belangrik is en wat werklik saak maak. En dit is presies wat Paulus ook in Efesiërs 1 besig is om te doen. Die boek van Efesiërs is 'n fenominale boek. Paulus skryf 'n baie diep teologiese brief. Hierdie brief, geliefdes, glo ek, kan jy oor amper elke vers 'n hele preek oorskryf. Elke vers het 'n diepgaande waarheid en 'n stuk teologie wat ek dink ons almal werklik waarna kan kyk. Nou, hy begin hierdie gedeelte deur om die gemeente te herinner in die eerste deel van Efesiërs aan wie hulle werklik behoort. En dat hulle nie maar net heidene is of ver van God af is nie, maar dat hulle werklik waar deel geword het van God se plan, sy raadsplan. En dan in ons teksgedeelte vanoggend begin hy om vir hierdie gemeente te bid. Dis 'n gebed. En hy begin met danksegging en met groot waardering. Hy bid tot die Here en sê, dankie Heer, dat hierdie kinders in Efesiërs, hierdie kinders van God, glo. Hy bid vir 'n gemeente wat glo. En hy is dankbaar daarvoor. So ook vanoggend kan ons in dankbaarheid ook sê, hier is ons saam wat glo. Paulus begin hierdie teksgedeelte met geloof. Hy is seker dat die met wie hy praat, het geloof. En so, dis 'n baie belangrike onderskeid om te maak. Hy is nie besig om te praat met ongelowiges wat nie God ken nie, wat nie in die kerk teenwoordig is nie, wat nie ook met God tyd spandeer nie. Hy praat met gelowiges. Hy praat met die wat werklik oortuig is van hom. En dan sê hy, dat hy hoop, dat die Here deur sy Gees, hulle geestesoë sal verhelder. Hulle geestesoë sal verhelder. Sien geliefdes, wanneer ons baie keer dink, dat die Here iemand se oë moet oopmaak, praat ons gewoonlik oor ongelowiges. Ons praat gewoonlik oor mense wat ons dink dalk op die verkeerde pad is. Ons sê baie keer, en ouers sê dit soms vir my, mense hulle oë wil net oopgaan. Maar nie in hierdie gedeelte nie. As Paulus met hierdie gemeente praat, dan praat hy met gelowiges en sê vir hulle, ek hoop julle geestesoë gaan oop. Dat julle geestesoë sal oopgaan vir 3 dinge. Die eerste, dat hulle sal weet wat 'n hoop daar in hulle roeping is. En die erfenis, die tweede, die erfenis, wat 'n rykdom daar in hulle erfenis is. En derde, die krag wat God ons gee. Nou hier, geliefdes, kan mens half so gelyk met u as 'n gelowige, as persoon praat, en as gemeente in geheel. Ek dink Paulus is besig om ook soortgelyk te doen. Sien, Paulus wil hier dan begin om vir die gemeente in sy geheel te sê, julle moet weet wat hoop daar in julle roeping is, en julle oë moet oopgaan daarvoor. Want daar is baie hoop in hierdie roeping. Jy mag dalk dink dat jy maar net iemand is wat hier op 'n Sondag kom sit. Dat jy op 'n Sondag besluit het
om klaar te maak en in hierdie kerkbanke te kom sit by jouself. Maar dit kan nie die verste ding van die waarheid wees nie. U is geroep hierheen. Die Here het in jou gewerk om jou hierheen te bring. Jy is deel van iets meer as jouself. Jy is deel van 'n gesin. Jy is deel van die volk van God. Jy is deel van die liggaam van Christus, wat Paulus ook aan die einde van hierdie teksgedeelte van praat. En daar is hoop om te weet dat jy geroep is. Dat jy geroep is. Die probleem egter, geliefdes, wanneer ons begin dink aan ons as gelowiges, dat ons eintlik nie altyd na die roepstem van die Here luister nie. Geen wonder, hierdie wêreld is so hopeloos nie. Die merkwaardige ding is dat baie mense, ook gelowiges, soms sal kom en sê, ek voel ver van God af, en dit is asof God net nie meer naby aan my is nie. Asof ek hom nie hoor nie, as jy verstaan wat ek daarby bedoel. Asof hulle maar net nie 'n antwoord kry nie. Die werklikheid egter, geliefdes, is dat God altyd roep. Dat hy altyd staan en roep. En dat ons die is wat eerder kies om na 'n klomp ander roepstemme te luister. Dit is asof ons die volume van God se roepstem afdraai en die volume van allerlei dinge in hierdie wêreld opdraai. Want wanneer die wêreld roep met die belofte van rykdom en voorspoed, wanneer hierdie wêreld roep en sê hierdie dinge sal jou gelukkig maak as jy maar net dit bereik of daarheen gaan, dan luister ons. Dan word ons gehoorsaam aan daardie roepstem. En dan nie lank nie, net soos met alle aardse dinge, val dit in mekaar. Prediker was tog reg, nee. Die meeste dinge in hierdie lewe kom tot niks. Alles kom tot niks. Maar nie die roepstem van die Here nie. En terwyl al die ander dinge in hierdie wêreld jou roep, dan is dit altyd die Here wat steeds roep. En as jy kon sif deur al die dinge wat jou so maklik trek, die heilige roepstem van die Here gehoorsaam, dan is daar hoop vir jou. Want ewe skielik is jy nie meer besig met dinge wat vergaan nie, maar word jy deel van iets wat veel verder strek as die beperking van hierdie lewe. Jy word deel van daardie huisgesin van God wat Jesus van praat. As hy in die evangelie van Johannes vir ons sê, moenie ontsteld wees, ek glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. En dit is die tweede deel. Die erfenis wat Paulus van praat, daar is rykdom in die erfenis. Ek kom sit hier in hierdie gemeente vir die erfenis wat ook dit inhou. Dat ons die ewige lewe beerwe. Soos kinders wat by hulle ouers iets erf. So erf ons by die Here die wonderlike voorreg om ook ewig te kan leef. Waarvan Christus Jesus die eerste een is. Jesus het uit die dood uit opgestaan en ook so vir ons dan kom wys, dit moontlik maak, dat dit ook vir ons 'n werklikheid kan wees. Die probleem egter, geliefdes, is dat ons in ons kerk baie keer nie verbeelding het nie. Ons het nie verbeelding nie. Ons kan dit nie insien nie indink nie.
Daarom is dit vir ons wild vreemd. Ons is selfs bang vir boeke soos die boek van Openbaring. Maar waarom, geliefdes? Wil u nie tog na die rykdom kyk van wat daar in Openbaring geskrywe staan nie? 'n stuk verbeelding van wat die Here tog vir ons in die toekoms beplan. 'n stuk verbeelding van die wonderlike erfenis om daar in die troonsaal van die Allerheiligste te staan, daar waar hulle met wit klere om die Here staan en bid en aanbid, dat die ouderlinge van God voor hom neerkniel en vir hom aanbid. Die woorde wat sing, dat wie is waardig, alleen die lam waardig om die seels te breek en die raadsplan van God bekend te maak. En dat ons daarin kan deelneem, en dat wanneer hierdie wêreld kom en die draak, wat almal so voor bang is in Openbaring, dat wanneer hy sou kom en almal tog bedreig, en die dood ook almal wil oorval, dat op die einde, dat die Here Jesus Christus oorwin, dat hy ook ons kom haal, dat ons ook so uit die doodheid mag opstaan, en dat ons ewig mag leef in sy teenwoordigheid. Kinders van die Here, as ons maar net die rykdom van daardie erfenis kan insien, net daardie verbeelding kan begin uitbring, net uit ontgin, uit wat ons gevind het in die woord van die Here, dan sal ons as gemeente kan sing. Dan word 'n lied nie maar net nog woorde nie, maar sal jy so uit jou bors uit wil sing, dat jy sal hoop daar buite die wêreld dit sal hoor, almal dit sal weet. Maar tog, ons dink ons rykdom is in ander mense. Ons dink ons rykdom is in alles wat ons het. Ons dink as ons 'n oulike huis koop en as ons mooi gesoek het, dan is ons ryk. Dink hoe ouer jy word, begin jy jou rykdom in allerlei ander dinge vind, nie noodwendig in materiële dinge nie, nee. Maar dan begin ons dinge in ons rykdom stel in wat mense doen of sê, of selfs vakansies in vandag se tyd, vind mense as 'n stuk rykdom, om maar net weg te breek en bietjie vakansie te hou. Maar hoe arm is jy dan nie, as jy jou rykdom in sulke dinge vind nie? As jou geeste so vanoggend verhelder kan word, om te sien, dat jy in hierdie gemeente is deel van die erfenis van dit wat God in sy heerlikheid beplan. O, daar is groot rykdom daarin. Dat jy is nie maar net by jouself mens nie, dat jy nie alleen maar net eendag sal sterwe nie, maar dat jy soveel meer vind, 'n lewe bo alle verwagting, 'n lewe veel meer as wat enige mens vir jou kan bied, of enige werk, of enige fondse. Dit kan die armste mens op die straat wees, maar veel ryker as jy, as sy geestesoë so verhelder is, dat hy die rykdom van die erfenis van Christus kan insien. En dan sê Paulus, die krag kom van Christus af. Hy wat verhewe is bo alles. Dieselfde krag wat hom uit die dood uit opgewek het, is dieselfde krag wat in ons leef. Nou hier, geliefdes, as ek begin afsluit, wil ek hê, u moet net dink. Toe ek hier gekom het in hierdie gemeente, en gehoor het van al die swaartye wat hierdie gemeente beleef het, net voor ek hier was, het ek stories gehoor van, ek dink Rita, jy het vir my vertel, dat julle eens op 'n tyd maar so half, wat was dit, 5 of 10 mense hier voor in die ry gesit het, en gesing het. Daar was amper niemand hier nie. Tog, daar was kerk, nee. Ek het stories gehoor van mense wat woedend was, kwaad was.
mens wat bitter hartseer was. En hierdie gemeente in alle reg sou nie eintlik kon oorleef nie. Moes eintlik nie oorleef nie. Maar sal jy nou glo, hoe langer ek in hierdie gemeente is, hoe meer kom ek tot die besef, en het ek ook nuwe stories al gehoor, dat dit is nie die eerste keer wat hierdie dinge met hierdie kerk gebeur het nie. Dit het al 'n paar keer gebeur. Dit het al regtig 'n paar keer gebeur. En al het predikante ingekom wat goeie werk gedoen het en ook die gemeente weer opgebou het. Maar daar is soveel keer waar hierdie gemeente dit nie moes maak nie. En ek dink geliefdes, wanneer ons uit ons eie krag probeer om 'n gemeente op te bou, as ons probeer om 'n gemeente op te rig vir die toekoms, en ons dink ons gaan dit doen deur om allerlei plannetjies te maak en al die tipe van dinge, ons sal ons gou teleurgestel staan. Soos hulle al baie keer in hierdie kerk teleurgestel gestaan het. Maar dit is wanneer hierdie gemeente tot die besef gekom het, op sy laagste plek, op sy diepste teleurstelling, dat God alleen kan hierdie gemeente oprig. Dat net die krag van die Here, dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, kan hierdie gemeente opwek. Ja, geliefdes, dan begin die gemeente lewe kry. En so ek wil hê jy moet regtig waar 'n oomblik neem. Nou, ons baie geliefdes wat vanoggend nou nie is seker is, maar ook van die koue. Maar kyk maar rondom jou. Kyk net rondom jou. Dis wat die Here kan doen. Julle wat al baie lank in hierdie gemeente is, vir jare hier is. Stefan, julle jare hier is, Wiekus is oom hier vanoggend daar. Julle het al die donkerste tye gesien. Die diepste tye. Die tye toe hierdie gemeente amper dood was. Toe die gemeente eintlik al reeds in die graf neergelê is. Kyk rondom julle. Dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, wat in hierdie gemeente kom werk het. Hierdie gemeente is 'n getuienis, 'n testament van dit wat God kan doen. En so as jy rondom jou kyk en jy kyk na wat God gedoen het hier, wat is dan nou te sê, hy kan dit nie vir jou doen nie? En dis wat Paulus sê. Dieselfde krag wat Christus opgewek het, leef in jou. Leef in jou. En so waar jy jou ook al bevind. En wanneer jy dink, nou is dit verby. Wanneer jy dink in jou beroep, jy totaal en al uitgesak het en daar is niks meer oor nie. Wanneer jy dink dat daar gaan niks meer aan nie. Christus het jou kom opwek. Christus kan jou opwek. Dit is wat ons voor hierdie tafel bely. 'n Belydenis dat deur bloed en 'n liggaam wat gebreek is, lewe weer kan voortspruit. Dat vanuit 'n kruis daar weer opstanding kan wees. En dat wanneer daar selfs die wreedste en donkerste in kon tree en 'n laaste asem uitgeblaas is. Ja, hierdie tafel van die Here getuig, dat eendag ek en jy, liewe broer en suster, ook so weer aan die tafel van die Here mag sit, in sy volle heerlikheid, in die erfenis van God, tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie Heer vir u woord, en dat ons mag weet wat hoop ons roeping inhou,
die rykdom van ons erfenis en die krag wat U in ons wat U in ons werk. O Heer, as ons nou hier aan die tafel kom sit, lei ons en stuur ons en gee ons dan ook nuwe krag. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Liefdes, kom ons sing saam, dan terwyl ons net so sit, 'n nagmaallied. Ons sing saam lied 253, U het die brood gebreek, eens by die meer. Kom ons sing dit terwyl ons net so bly sit. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood, saam met sy disippels, brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy nagedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van die brood en die wyn verseker Jesus Christus ons, deur sy Gees, van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons ook saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op 'n hemelse feesmaal saam met God en met al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was en wat is en wat kom. Die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde van God, die liefde wat God aan ons skenk, bind ons ook aan mekaar. Voor ons by hierdie tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by hierdie tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons van hierdie tafel af opstaan, stuur God ons die wêreldwyd om te getuig van sy versoening, sy sorg en liefde. God versorg ons al vir 100 jaar met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg in dankbaarheid weer in die toekoms vir meer as 100 jaar. Mekaar ook so. Voordat ons geliefdes by die tafel aansit, wil ek 'n
tafelgebed net vir ons doen, so net daar waar jy sit, kom ons sluit die oë. Here, seën hierdie tafel, maak dit in ons stil. Gee vir ons 'n stilte, Heer, in hierdie tafel, wat die wêreld nie ken nie. Soms kan ons vinnig wonder, hoe lank nog? Wat gaan nou gebeur, of wanneer is dit nou my beurt? Al daardie stemme in ons hart, en in ons kop, en in ons gemoed, maak dit nou stil, Heer. Seën hierdie tafel, dat wanneer ons die brood en wyn neem, U die hoogtepunt van ons lewens sal wees, dat ons ook hier gevul mag wees met U Gees, en mag weet, dat U het ons eerste lief gehad, en dat dit is wat ons in hierdie teken van die nagmaal sien. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Broers en susters in die Here, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit aan die tafel van die Here, belyende lidmate van gemeentes van ons kerk en van ander kerke met dieselfde belydenis is welkom, mits u ook in u eie gemeente die voorreg het om dit te kan geniet. Ons kom ook, geliefdes, kom ons sing dan vanoggend ter voorbereiding, terwyl ons die tafel voorberei, lied 175, Majesteit. Geliefdes, as ons onsself dan nou so voorberei om aan die tafel te kom aansit, wil ek net begin deur om 'n paar ordedelings te doen. Ons het nou 10 belyende lidmate wat hulle belydenis van geloof gister gedoen het. So is ook 10 gesinne. Ek seker dit mag dalk wees dat ons meer as een tafel gaan gebruik daarvoor. Maar ons wil vra asseblief dan met die eerste tafel en dan indien dit so is met die tweede tafel, dat die ouers en ook die belydennisklas dan ook so aan die tafels sal kom aansit. Die tafel wat direk volg op die belydennisklasse tafels sal ook die tafel wees waar daar in die banke bedien word. So indien u graag in die banke bedien wil word en dit nie vir u moontlik is om voor u toe te kom nie, asseblief steek u hand hoog op en wys vir ons as u nie kan nie, en dan sal die diaken by u ook 'n draai kom maak. Hulle sal ook dan in die moederskamer ook 'n draai
gaan maak. Geliefdes, ons sal ook ons nagmaal bedien hier van die linkerkant af, van voor na agter, die middelste bank van voor na agter, en dan die regterkantste bank van voor na agter, en dan laaste die galery. Die ligte vloeistof, geliefdes, is druiwesap vir die wat nie die wyn kan drink nie. U is welkom om dan ook die wyn is die donker vloeistof, en ons is dankbaar dat julle hier is. Geliefdes, laat ons dan nou ons gedagtes rig, laat ons gedagtes nie rig op die uiterlike tekens van die brood en die wyn nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here. Belydennisklas, ouers, u word uitgenooi na die tafel van die Here, kom en kom geniet hierdie wonderlike voorreg. O ja, dis reg. Dankie. Maak met mekaar. Dit wil vir my lyk of ons tog 'n tweede tafel sal gebruik vir die belydennisklas. Broers en susters, die brood wat ons breek, is gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Beker waaruit ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Kom ons sing nou saam. Ons sing lied 302, ons sing daarvan vers 1. Volg asseblief, dit is met beurtsang, die voorsanger, u sal sien hoe dit aangedui is. Die voorsanger lei die eerste reël en die gemeente antwoord dan op die tweede reël. Volg asseblief dan ook dit so. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Die Here nooi sy kinders.
Hy voed ons ook op sy tyd. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Die beker waaruit ons drink is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Kom ons sing saam lied 302 en sing vers 2 ook weer op dieselfde wyse. U is die lewensbrood, Here, ons gee te voed. Laat ons dan met verwagting U Heer ontmoet. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Geliefdes, kom sing en smaak dat die Here vir u goed is.
Hier's nog 2 plekke links oop, 2 plekke regs oop. Die brood wat ons breek, geliefdes, dui op die gemeenskap wat ons het met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem en eet almal daarvan. Wanneer ons hierdie brood eet, moet ons dink en onthou dat die liggaam van ons Here Jesus ook vir ons aan die kruishout vasgespijker is. Net so dui die beker van danksegging op die gemeenskap wat ons het met die bloed van ons Here. Neem, drink almal daaruit. Terwyl ons hierdie wyn smaak, moet ons onthou dat die Here se bloed ook vir ons op Golgotha uitgestort is. So dikwels as ons van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig ons dat Jesus lewe. Is daar enige iemand wat in die banke nagmaal wil gebruik? U kan net vir ons 'n aanduiding gee. Baie dankie. U kan maar net aandui soos die diaken deurstap. Ons kom vier u maaltyd, Vader. U sal ons oorvloedig voed. U versorg ons soos 'n herder. U sal ons steeds trou behoed. Ons sal, Here, tot u nader. U gee ons weer nuwe moed. Lam van God, bereid ter slagting. Voor die skeerders was u stom. Deur u offer bring u redding. U het ons tot heil gekom. By u, Here, is vergewing. Lofsang vul u heiligdom. U klee ons met bruilofsklere vir die feesmaal van die Lam. Tot u allerhoogste Here ruis gebede soos 'n vlam. Ons sing, Here, 1000 kere. Prys die leeu uit Judas stam. Is daar nog enige iemand? Ek het daar in die hoek heel agter iemand gesien, klaar bedien. Goed. Is almal nou klaar? Niemand op die galery nie? Dis reg.
Ons is klaar baie dankie. Ons sing die derde strofe, lied 302. Baie dankie vir die voorsanger. Oorkom elkeen wat dors is, so nooit die lewensvors. Kom drink nou uit my beker en les jou dors. Onder 'n besembos het Elia gewens, hy gaan dood. Dit is nou genoeg, Here, neem my lewe. Ek is niks beter as my voorvaders nie. Hy het daar gaan slaap. 'n Engel het aan hom geskud en vir hom gesê, word wakker, eet. Gemeente, kom na die tafel van die Here, word wakker, eet, anders sal die pad vir julle te lank word. Geliefde broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Die beker waaruit ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Neem my in u beskerming, o God. Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan u, daar is vir my niks goeds behalwe by u. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie my bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, u is my lewe, u sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van u af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Kom ons sing saam, geliefdes, die
Volgende vers van lied 302, ook weer op dieselfde wyse. Ons kom nou na die tafel, geniet nou van die fees. Ons wil gelowig deelneem en dankbaar wees. Waar daar deernis is en liefde, daar is God die Heer. Kom broers en susters, kom sing en smaak dat die Here vir u goed is. Geliefdes, die brood wat ons breek, dui op die gemeenskap wat ons het met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem en eet almal daarvan. As ons hierdie brood eet, dan moet ons dink, ons moet onthou, dat die liggaam van ons Here Jesus ook vir ons aan die kruishout vasgespijker is. Net so, dat die beker van danksegging op die gemeenskap wat ons het met die bloed van ons Here Jesus neem, drink almal daaruit. Wanneer ons hierdie wyn smaak, dan dink ons en ons onthou dat Jesus se bloed ook vir ons gestort is. So dikwels as ons van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, vertel ons vir die wêreld dat Jesus lewe. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Die Here nooi sy kinders om fees te vier. U is die lewensbrood, Heer. U wil u gaste voed. Laat ons dan met verwagting u Heer
ontmoet. O kom elkeen wat dors is, so nooi die lewensvors. Kom drink nou uit my beker en les jou dors. Ons kom nou na u tafel, geniet nou van u fees. Ons wil gelowig deelneem en dankbaar wees. Volgende strofe, lied 302. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Die Here nooi sy kinders om fees te vier. Liefdes, ek wil dit nou net toets en kyk hoeveel lidmate daar nog is wat nog nie nagmaal gebruik het nie. Daar is nog so 'n hele paar. Ons is nog 'n hele klomp. Ek dink ons sal nog so 2 tafels dalk moet doen. So ons gaan dan voort. Broers en susters, die Here Jesus het 'n gelykenis vertel van 'n seun wat eens ver verlore was. Hy het al sy hele lewe weggegooi. Eendag het hy teruggekom en sy seun was tuis. Die ouer broer was baie kwaad. Die pa het geantwoord: "Kom, laat ons fees vier. Hierdie kind van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Kom geliefdes, kom laat ons fees vier en vier die lewe wat die Here gee." Liefde broer en suster in die Here Jesus, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Die beker waaruit ons drink is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God
van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom aan julle openbaar, dat julle hom verheerlik, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid vir julle dat julle geestesoë so verhelder, dat julle weet watter hoop sy roeping inhou, watter rykdom daar in die heerlike erfenis wat hy vir ons gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Kom ons sing, geliefdes, dan die volgende strofe van die 302. U is die lewensbrood, Heer, U wil U gaste voed. U is die lewensbrood, Heer, U wil U gaste voed. Laat ons dan met verwagting U Heer ontmoet. Laat ons dan met verwagting U Heer ontmoet. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Kom geliefdes, kom eet, anders sal die pad vir u te lank word. Is daar enige iemand wat nog wil nagmaal gebruik vanoggend? Dan sal dit ons laaste tafel wees. Die brood wat ons breek, geliefdes, dui op die gemeenskap wat ons het met die liggaam van ons Here Jesus. Neem en eet almal daarvan. Terwyl ons hierdie brood eet, moet julle dink, moet julle glo, dat Jesus sy liggaam vir ons aan die kruishout vasgespijker het. En net so, geliefdes, wanneer ons uit die beker van die Here drink, doen ons dit omdat ons aan hom dink. En onthou dat hy ook sy bloed vir ons gestort het. Elke keer as ons van hierdie brood eet en uit die beker van die Here drink, bely ons dat hy gesterf het en dat hy uit die dood uit opgestaan het.
Here Jesus, kom en wil ons gas hier wees. Nee, U is self die gasheer. Dis U fees. U gee Uself aan ons hier by die dis, hier waar wyn en brood vir ons U tekens is. Sterk ons geloof en laat ons hart verlang na wat U bied, ten volle te ontvang. Ons is verheug, o opgestane Heer, dat ons vrymoedig met U mag verkeer. Bind U ons saam, ons wat U tafel deel. U maak ons as U liggaam een geheel. Een brood word hier gebreek, een naam bely, een volk is ons, wat in U liefde bly. Die volgende strofe, lied 302. O kom elkeen wat dors is, so nooit die lewensvors. Kom drink nou uit my beker en les jou dors. Geliefdes, ons gaan die Here dank vir wat hier by die tafel gebeur het vanoggend. En wanneer ek bid, mag die Here ons geestesoë verhelder. Mag ons deur hierdie brood en deur hierdie wyn wat slegs die tekens is, die lewende Here sien, wat ook vandag hier by ons teenwoordig was. Kom ons bid, U kan net so bly sit. Here, ons Here, ons woorde skiet ver te kort wanneer dit kom by ons dankwoord. Hoe sê 'n mens vir U dankie? U leer ons om te leef soos wat U ons leer. U leer ons, Here, dat 'n offer aan U die wyse is waarop ons dankie sê. Hier waar ons in Parys en groter omgewing in U voetspore volg en mense lief hê, mense help, na ander uitreik,
asof U dit self doen. Baie dankie vir die wete dat U self hier vandag die gasheer was. Maak ons oë hiervoor oop. Here, baie dankie dat U vir elkeen, elke dag vir ons doen, wat vandag hier rondom hierdie tafel deur brood en wyn uitgebeeld is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons leier die toekoms in. Amen. Broers en susters, ons gaan nou weer die wêreld in. Die Here stuur ons as sy kinders. Kom ons groet dan mekaar, die Here, en met 'n lofgesang in hierdie wêreld in die woorde van Lied 200, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Werklik maar net so 'n paar enkele afkondigings. Ek dink ons besige tyd in die kerk is vir 'n bietjie nou minder. So regtig nie baie afkondigings nie. Baie geluk aan die wat verjaar in die week. Die 16de Junie is dit Annemarie Kiek. Baie geluk met jou verjaarsdag en oom Gert Kreer. Verjaar ook in die week. En dan
die 17de Junie is Anke Garbers, baie geluk Anke ook met jou verjaarsdag, en die 20ste Elsa Enslin. Tannie Elsa, Tannie Elsa, baie geluk ook met Tannie se verjaarsdag. Dan geliefdes, in die week het ons net Bybelstudie. Dit is weer Dinsdag Bybelstudie om 9:00 en dan het ons 'n immergroen geleentheid ook 9:30 in die week, die 19de. Dit is ons 65ers, nee, plus. As hulle doen altyd die lekkerste dinge en ek dink daar nog so 'n bietjie sop oorgebly. Ek dink hulle gaan daai sop van gisteraand ook geniet. So asseblief kom geniet dit. Dis altyd 'n lekker funksie om ook by te woon. Dan geliefdes, ons Rings Jeugkamp kom ook al hoe nader. Ons sien so uit daarna. Ons het ook hierdie jaar is 'n bietjie gemeentes wat deel is van die Ring van Mokwassi. Hulle kom ook by ons deelneem. Dit is die 24ste en die 25ste Oktober. Ons sal van volgende week af vir julle inskrywingsvorms beskikbaar hê. Asseblief skryf julle kinders in. Ons noem dit nou al, want ons weet as ons dit later noem, skryf die kinders nie in nie, want dan is hulle weer besig met een of ander sport of 'n ding. So maak nou tyd daarvoor en kom bring u kinders na die Rings Jeugkamp toe. Dan geliefdes, ons projek vir die fondsinsameling, waar ons die kerk geverf het, is ook al amper op 'n einde. Ons vra net julle ondersteuning om daai laaste paar blokkies ook dan nou af te haal. So kom ons kyk dat ons dit reg kry. Daar is nog so 'n paar rand wat ons wil insamel. Asseblief as jy bereid is, skenk so 'n bietjie en koop 'n blokkie. Dan geliefdes, ons het ook teeskink dan vandag. Ek dink nie so nie. Ek dink ons eet. Dit gaan nie. My vrou sê maak gou, ons wil eet. So dis nou raak dit te lank. Baie dankie vir julle geduld. Dankie dat julle ook so julle self hierin toegewy het om hier te wees vandag. Ek wil net tog 'n geleentheid neem voordat ons nou finaal vir mekaar totsiens sê, as jy my tog dit sal gun. Baie dankie aan ook Stefan Botha, Dominee Stefan Botha daar agter. Baie dankie vir jou teenwoordigheid vandag hier in die erediens. Dit is vir ons kosbaar om jou ook hier te hê. Dominee Kathleen Smit, ook 'n kind van hierdie gemeente. Baie dankie vir jou teenwoordigheid. En dan ons buurman wat julle ook al op hierdie kansel gesien het, Dominee Ian en sy vrou. Baie dankie dat julle ook vandag deelgeneem het aan hierdie erediens. Ons weet Dominee Fransja wou baie graag hier wees. Sy seentjie is baie siek en so ons bid ook en dink ook aan hom in hierdie tyd. En dan ook Dr. Frikkie, wat 'n voorreg, 'n ding wat ek my lewe lank by my sal hou, om te weet dat ek saam met jou die nagmaal bedien het. Dit sal in my hart bly, solank as wat ek leef. Eendag as ek 'n oupa grootjie is, as die Here se wil is, dan sal ek vir my kleinkinders sê, weet julle met wie het ek die nagmaal bedien? En dan so, baie dankie. En dankie ook vir jou gesin. Ek sien jou seun en Mariette is ook hier vanoggend. Ook wonderlik om julle vanoggend hier te hê. Dankie vir julle teenwoordigheid. Al ons gaste, almal wat van ver af gekom het, ook die belydennisklas, ons is dankbaar vir julle. Ons nooi almal uit om asseblief te kom sit. Julle het nou so lank in die erediens gesit. Julle moet seker nou al honger wees. Asseblief kom eet saam met ons in die saal. Die belydennisklas, almal van julle, ons het dit vir julle ook voorberei. Asseblief wees teenwoordig, kom geniet saam met ons iets lekker. Totsiens vir julle almal. Wat wil jy doen?